Liewe vriende, baie welkom by die opgeneemde diens. Dis lekker dat jy vandag saam kyk. Kom ons begin met die gemeente afkondigings. Nou, daar's 'n klompie mense wat verjaar hierdie week, baie geluk vir elkeen. Mag dit 'n heerlike verjaarsdag wees en mag jy sommer die Here se liefde en seën op 'n spesiale manier beleef. Ons bid ook graag vir mekaar, ons bid vir Hannes Spies, ons bid vir Pieter Pretorius se genesing en ook vir Ferdie van Niekerk, wat hierdie week 'n groot operasie kry. Ons weet dat die Here julle in sy hand vashou en mag julle ook sy teenwoordigheid en sorg sommer baie naby aan julle beleef. Ons is besig met die reeks oor gawes, en as jy nog nie die gawe vraelys gedoen het nie, kan jy dit maklik doen deur hierdie QR-kode af te neem met jou selfoon. En dit vat jou na die vraelysie toe, wat dan vir jou sal sê of jy 'n apostel of 'n profeet of 'n herder of 'n leraar of soos vandag 'n evangelis is. Ons praat Dinsdag saam oor die gawes, ook die rol wat dit in die gemeente kan speel, so ons nooi elkeen Dinsdag aand 7 uur na die kerk toe, om 'n bietjie dinkskram te hou en ook te onderskei hoe die Here ons stuur om ons gawes in die gemeente uit te leef. Onthou, ons sluit die reeks af met die gemeentefees op 3 Augustus by die oggenddiens 9:30. Daar gaan geen aanddiens wees nie, maar ons nooi almal studente en residensiële lidmate na ons gemeentefees toe, 'n lekker feesdiens met nagmaal, en daarna het ons natuurlik 'n bring en braai. So bring jou vleisie, eetgerei, drinkgoed en bykosse om te deel. En kom ons kuier lekker saam op daai dag. Teen die tyd wat jy nou die opname kyk, is die kaskar al verby. Baie dankie vir almal wat die kaskar moontlik gemaak het, vir ons hoofborg Unicorn en al ons ander borge wat kaskarre geborg het, en vir elke lidmaat wat 'n stalletjie beman het, of lekker goed, of koek, of pudding, of iets gemaak het. Baie dankie vir elkeen van julle. En dan baie dankie vir almal se bydraes. Jy kan jou kollekte gee en jou maandelikse bydrae gee en selfs 'n bydrae vir die kaskar met EFT natuurlik of deur hierdie SnapScan kode af te neem. Jy kan natuurlik steeds by die kerkkantoor ook jou bydrae inbetaal. Vriende, dis die afkondigings. Ons praat vandag oor gawes, maar kom ons bid dan eers saam. Liewe Here, baie dankie dat U na ons toe kom, en as ons selfs na opname kyk, is U by ons en praat U met ons. Dit is ons gebed, Here, dat U ook aan die woord sal kom oor elkeen van ons lewens. As ons oor gawes praat, Here, help ons om ons gawes te ontdek. Help ons om te verstaan hoe U ons stuur. Help ons om U ook, Here, as gewer in ons lewens raak te sien. Amen. Vriende, vandag praat ons oor die gawe van 'n evangelis. En soos die woord nou sê, het evangelisasie te maak met die evangelie, met die goeie nuus wat ons met ander mense deel. So mens sal verwag dat die gawe van 'n evangelis, evangelisasie, veronderstel 'n gesprek wat ek met iemand anders het oor geloofsdinge. Maar dit gaan baie verder, soos ons kan sien in die storie van Paulus en Lydia in Handelinge 16. Ons lees vanaf vers 11. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië, en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op dieselfde dag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het dat daar 'n Joodse bidplek sou wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met perswolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis, en sy het ons oorreed om dit te doen. Daarna onthou julle, beland Paulus en Silas in die tronk, maar hulle word vrygelaat, vers 40, nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe, waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek. Ons lees tot sover. Nou vriende, die teoloog Max Warren het gesê dat as ons met ander mense oor die Here wil praat, dan is daar 7 belangrike beginsels om te onthou. En hierdie beginsels, mens kan dit selfs ook as stappe sien, is belangrik, want anders kan ons opdrag van evangelisasie maklik verkeerd verstaan. Die moeilikheid is dat as ek glo dat ek 'n evangelis is, kan ek dink dit beteken dat ek vir ander mense van die Here moet vertel.
en dat ek daarom 'n paar goeie argumente in my agterkop moet hê, waarmee ek hulle kan oortuig. En dan moet ek vir hulle lei om die Here in hulle hart in te nooi. Maar so 'n benadering is nie evangelisasie nie. Dit is apologetiek. Evangelisasie is ietsie anders. Max Warren se 7 stappe help ons daarom om te verstaan hoe ons die evangelie beter kan vergestalt, hoe ons vir die goeie nuus 'n lyf kan gee. En in die verhaal van Paulus en Lydia sien ons dit prakties gebeur. As ons met die Here, met ander mense oor die Here praat, dan moet ons hulle in die eerste plek sê, Max Warren, as mense, as medemense. Ons menslikheid is die basis vir die gesprek. Handelinge 16 se eerste verse wat ons nie gelees het nie, begin waar Paulus 'n gesig sien, en in die gesig is daar 'n Macedoniese man, 'n Griekse man, wat hom roep en smeek om na Griekeland toe te kom. En so vertrek Paulus uit Asië na Europa en bring hy die evangelie na Europa toe, in antwoord op 'n mens wat na hom geroep het se nood. En as Paulus dan by Filippi by die rivier gaan sit, is dit nie die Joodse geloof wat die godsdiens van Filippi ontmoet nie. Dis nie twee stelsels wat teenoor mekaar te staan kom nie. Nee, daar is net mense. 'n Groepie vrouens wat elke Sabbatdag by die rivier by mekaar kom, omdat daar nie genoeg Joodse mans is om 'n sinagoge te vorm nie. En dan is daar Paulus, 'n Joodse man, opgelei in die Fariseërs tradisie, wat by hulle kom sit. Daar's nie 'n preekstoel nie, daar's nie amptelike verteenwoordigers nie, net Lydia, 'n sakevrou, Paulus 'n prediker, wat as mense langs mekaar op die grond by die rivier gaan sit. En dis die eerste beginsel van 'n egte ontmoeting. Dit begin waar ek die ander persoon eerste as mens raak sien, geskape na God se beeld, geskape soos ek, voordat ek die ander as anders of vreemd of ongelowig sien. Prakties beteken dit dat as ek die evangelie vir iemand wil bring, as ek met iemand oor die Here wil praat, moet ek myself heel eers afvra, hoe is ons dieselfde? Chris Greiling is 'n sendeling wat onder moslem mense sendingwerk doen. En hy het gesê, as hy na sy mense uitreik, moet hy eers vergeet dat hulle moslems is. Hy moet eers raak sien dat hulle mense is. Mense wat koud kry en warm kry, wat soms bly is en ander kere hartseer. Mense met drome en mense met ideale. En as hy hulle as mense raak sien, dan kan hy weer onthou dat hulle ook moslems is. En wat dan van God? Wel, God is die tweede beginsel. Ek bring nie vir God na ander mense toe nie. Hy is reeds daar. Lank voordat Paulus in Filippi aangekom het, was God klaar daar gewees. Lydia het ons gelees, is reeds 'n godvreesende vrou. Sy word so genoem in vers 14. Soos hy bid klaar by die rivier, elke Sabbatdag, lank voor Paulus of enige ander sendeling haar paadjie gekruis het. Ons weet nie hoe lank sy gesoek het en hoe lank sy tot die Here gebid het nie. Ons weet nie watter pad daar gebring het van die gode van haar grootword daar na die God van Israel nie. Maar teen die tyd wat Paulus daar aankom, is die grond klaar voorberei. En dan lees ons hierdie wonderlike sleutelsin, dit is die Here wat haar hart oopmaak, wat haar ontvanklik maak. Nie Paulus se woorde of Paulus se oortuigingsvermoë of welsprekendheid nie. God, sê Max Warren, is die groot eerste pionier. Ons vat nie vir God na mense toe nie. Hy is klaar daar, hy is eerste daar. Hy was ook by die rivier, voor Paulus sy voete nat gemaak het. En as ek daarom met mense oor die Here praat, moet ek tweedens vra, maar waar sien ek vir God in hierdie persoon se lewe? Toe Paulus later in Athene sou aankom, onthou julle, het hy in die stad rondgeloop en toe gesê, maar die Atheners ken reeds die onbekende God, en dit as 'n vertrekpunt gebruik om met hulle te gesels. As ek 'n ander mens ontmoet, kan ek ook verwag om iets van die Here in daardie persoon se lewe raak te sien. En omdat God reeds by die persoon is, moet ek respek hê vir my gespreksgenoot se geloofsreis. Max Warren sê ek moet die beste in daai persoon se geloof raak sien, die parels in sy of haar geloof uitsniffel. Paulus veroordeel nie Lydia se bestaande godsdienstige soeke nie. Hy kom nie by die rivier en sê vir alles wat sy tot dusver geglo het, is verkeerd nie. Hy vernietig nie wat sy het nie, nee, hy bou eintlik daarop. Haar verering by die rivier,
haar gereelde gebede, haar status as 'n godvreesende vrou in 'n stad vol Romeinse gode, maak hy nie af nie, maar hy vat dit as vertrekpunt om met haar oor die Here te praat, as bewys dat God se Gees reeds met haar besig is, lank voor as hy die naam Jesus nog ooit gehoor het. Ons word ook geroep om te vra, wat is goed in 'n ander persoon se geloof en in hulle oortuigings, voordat ons oor verskille begin te praat. Respek beteken dat ek derdens moet vra, wat is vir my mooi? Wat is mooi in 'n ander mens se geloof? Partykeer vergelyk ons die beste in ons geloof met die slegste in iemand anders sin. Die mooiste uit die Christendom met die donkerste uit 'n ander godsdiens. Dis mos oneerlik. As ons oor ons geloofstories praat, vergelyk ons mooiste met hulle mooiste. Jy kan dalk dink dat dit gevaarlik is om mooi dinge in ander mense se geloof raak te sien. Max Warren sê ons hoef glad nie bekommerd wees nie. Dis mos in die Here se hande. En ons kan weet dat God homself nooit sal weerspreek nie. Niks wat ons aan 'n ander se geloof sien, kan Jesus se gesig verduister nie. Nee, ons sal dalk nuwe insigte kry. Ons net meer in hom verwonder. Die vierde stap is dan om, as ons 'n evangelis wil wees, as ons die evangelie wil oordra, is om eers na die ander persoon te luister. Paulus gaan na Lydia toe, sy kom nie na hom toe nie. Hy verlaat die bekende wêreld, bekende struktuur waar hy groot geword het, om op die grond by Lydia te gaan sit. Buite die stadsmure, tussen 'n groepie vroue. Ons teks sê dit baie mooi. Ons het gaan sit en met die vrouens gepraat. Hy luister eers voor hy praat. Dis geen haastige preek nie, geen agenda wat afgehandel moet word nie. Net 'n man wat bereid is om te sit, om te gee, om te verstaan, voordat hy daarop aanspraak maak, dat hy verstaan moet word. Dit vra nederigheid om jou plek van gemak te verlaat, voordat jy verwag dat iemand anders na jou toe moet kom. Max Warren het gesê dat as ons die evangelie vir iemand wil oordra, kan ons nie so op die afstand, oor 'n afstand die evangelie vir hulle fluit nie. Jy moet by hulle gaan sit, daar waar God reeds is. Dit vra nogal moed, jy moet dapper wees, maar ook nuuskierig, want hier is die vraag, wat wil ek jou vra? En dan kan ons lekker ander mense uitvra oor hulle geloof, hulle ervarings, hoe werk dit, hoe voel dit, wat gee vir hulle hoop, wat maak vir hulle bly? Kom jy iets agter van 'n evangelis se styl? Daar is hierdie verhaal nie sprake van magsvertoon nie. Paulus verkondig nie so van bo af die waarheid wat hy aflaai op hierdie vrouens nie. Nee, hy praat, hy's in gesprek, asof die vrouens sy gelykes is. Volgens die tradisie van daai tyd was dit eintlik vreemd, dat Paulus met 'n klomp vrouens by die rivier sit en gesels. Maar tog is hy nie arrogant nie neerbuigend nie, hy gaan sit by hulle, beskeie. Niks vernietig 'n egte ontmoeting so vinnig, soos 'n houding wat dink ek weet beter as jy, en ek sal nou vir jou die waarheid vertel nie. Paulus se benadering is die teenoorgestelde. Hy praat sag, geduldig, net 'n uitnodiging. Dis dalk die rede hoekom Lydia haar oopmaak vir die Here. Maar daar's niks om teen te veg nie. Net iemand wat met 'n opregte belangstelling langs haar kom sit. Vriende, 'n egte geloofsgesprek vra 'n prys. Aan die begin van die reeks het kollega Christian uit 1 Korintiërs 9 gelees, waar Paulus sê hy het alles geword vir almal ter wille van die evangelie. Hy het swak geword vir die swakkes, hy was onder die wet vir die onder die wet, hy was vry van die wet vir die vry van die wet, sodat hy die goeie nuus kon oordra. Die Here Jesus, die goeie nuus, het sy lewe gegee om naby aan ons te kom. En jy kan ook verwag om iets prys te gee, as jy met ander oor die Here gesels. Jy kan jouself vra, wat vra hierdie gesprek van my? En dan, in die 6de plek, as dit nodig is om iets te sê, dan is dit nou eers die tyd om te praat. Maar my manier van praat by die ander persoon se wêreld in ag neem. Ek moet 'n aanvoeling hê vir hulle lewe. Lydia het ons gesien, hy is 'n suksesvolle sakevrou uit die purperbedryf. Sy kom van Thyatira in Turkye, wat bekend was vir sy perswolindustrie. En julle weet, purper was uiters duur, die kleur wat gedra is, die kleur van die adellikes rokke en mantels. Maar in die tyd wat sy in Filippi is sy 'n suksesvolle sakevrou. Suksesvol genoeg om diensknegte te hê en 'n huis groot genoeg dat die eerste gemeente daarso bymekaar kan kom.
Maar aan die ander kant is Paulus, wat uit 'n ander wêreld kom. Hy is as rabbi opgelei, hy het sonder 'n vaste tuiste of besitting rondreisige prediker, en tog verstaan sy die boodskap en reageer daarop. Dit beteken Paulus moes met haar praat, nie oor die wet en die profete nie, maar op 'n manier wat sy sou verstaan. Op 'n manier moes hy die taal van handel en huishoudings en verantwoordelikheid gepraat het, sodat dit vir haar sin gemaak het. En die evangelie oor te dra is nie net om die regte woorde te ken nie, maar om jou gespreksgenoot se lewe bietjie te verstaan. Wat wil ek sê? Wat wil ek vir jou sê? Dis nogal 'n vraag wat mense kan dan dink. Ek dink 'n goeie stukkie raad is om net jou eie storie te vertel, om jou eie getuienis te bring en te deel hoe die Here naby aan jou was. Iemand het gesê, 'n getuie van die Here is eintlik niks anders nie as een bedelaar wat vir 'n ander bedelaar vertel waar jy 'n bord warm kos kan kry. Dis nie voorskrifklik nie, eerder baie persoonlik. En hier, vriende, laastens, kom die wonderlikste deel van evangelisasie. Ek kan ook verwag om self in die proses verander te word. Paulus kom sit by die rivier met die verwagting om die evangelie met die mense te deel, maar uiteindelik is dit ook hy wat oorrompel word. Lydia word gedoop, maar dadelik vra sy dat haar hele familie en al die mense wat by haar werk ook gedoop word. Lydia word die getuie en die evangelis. En dan is dit sy wat by Paulus hulle aandring dat hulle by hom kom bly. Dat hulle by haar kom bly. Sy word die een wat gee. Die een wat ontvang het, oomblikke terug word die een wat gee, wat uitreik, wat liefde deel. Later word die huis die plek waar die gemeente by mekaar kom. En as Paulus en Silas uit die tronk vrygelaat word, kom hulle ook by haar tuis. Dit is sy wat hulle met oop arms inwag. Wie het eintlik die meeste geleer daai dag by die rivier? Was dit Lydia of was dit miskien Paulus gewees? Vriende, evangelisasie is nie 'n eenrigting gesprek nie. Dit is iets veel groter. Want God werk met albei. God verras albei. God verander albei. En so is 'n eenvoudige ontmoeting by 'n rivieroewer die begin van 'n wonderlike nuwe gemeente. Ek het al van tevore gesê dat as ons met iemand oor die Here gesels, is dit nie 'n dialoog nie, maar eintlik 'n trialoog, want daar's 3 partye by betrokke. God is ook deel van die gesprek. Hy ontmoet ons albei. Hy verander ons albei. En dis hy wat uiteindelik die wonderwerk doen. Ek moet weet dat hy vir my ook nie dieselfde sal los nie. En daarom kan ek vra, wat het in my lewe verander? Vriende, om 'n evangelis te wees is 'n ongelooflike, heerlike voorreg en 'n belangrike roeping wat die Here vir ons gee. Ons kan verwag om wonderlike dinge in ander mense se lewens raak te sien. Ons kan verwag om die Here op onverwagse plekke raak te loop. Uiteindelik kan ons daarna uitsien om self ook verander te word en as nuwe mense uit die ontmoeting te stap. Die Macedoniese man wat na Paulus geroep het, roep miskien na jou, daar by jou werk, dalk in jou koshuis of in jou klas, dalk in jou gesin. Kom ons begin hierdie week met so 1 of 2 van hierdie stappe en kom ons kyk wat die Here met ons albei maak. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie vir die goeie nuus dat U naby aan ons kom. Ag Here, en U doen dit in elk geval, maar dankie dat U ons ook stuur om iets daarvan waar te maak, ons lewens te vergestalt, met mekaar te deel. En as ons hierdie week 'n bietjie versigtig tog met mekaar die evangelie wil deel deur dalk net aan mekaar te luister of net nuuskierig te wees, mekaar as mense raak te sien en dalk selfs iets te sê, mag U daar wees en mag U in die ontmoeting ons aanraak en ons gespreksgenote aanraak, mag iets van die koninkryk daar kom. Amen. Liewe vriende, ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.